Rhodes Cecil Cowley was 'n groot praterige, bedorwe brokkie wat vir al wat leef en weer vertel het dat hy na een van die duurste skole in Suid-Afrika, Hilton College, gegaan het. Wat hy nie vertel het nie is egter dat hy nie die skool ooit klaargemaak het nie en dat hy van 'n jong ouderdom af van een werk na die ander geval het. Iets wat hy baie graag vir mense vertel het, is dat wanneer hy 21 jaar oud word, hy in groot geld sal kom, as gevolg van 'n nalatenskap wat sy pa hom gelos het, toe hy, wat Rhodes is, 11 jaar oud was. Hierdie geld waaroor Rhodes gespog het, was 'n lewensversekeringspolis wat 5 maande voor sy pa blakende gesonde mense skielike dood uitgeneem is, toe Rhodes selfs, soos ek gesê het, 11 jaar oud was, en die instruksies op die polis was dat die geld sou uitbetaal wanneer Rhodes die ouderdom van 21 bereik het. Nou hierdie polis was nie die enigste polis op sy pa se naam nie. Hy het 'n verdere polis gehad, sy pa se naam was William. In daardie stadium was dit 1795 pond, wat vandag se dae so 3,5 miljoen rand is, en dan het sy ma by die munisipaliteit, waar sy pa gewerk het, ook 550 pond gekry. Nou die 550 pond sal vandag gelyk wees aan 1 miljoen rand. En dit is die gelde wat sy ma, Daisy Louisa Cowley, geërf het. Dit en 2 huise. Met die afsterwe van William Cowley het sy vrou, Daisy Louisa, in 'n oogwink 'n miljonair geword. En dit was in die vroeë 1920s. Sy het dadelik haar lewenswyse verander en haar seun in een van die duurste skole in die land geplaas, soos ek vroeër genoem het. Maar hierdie was nie die eerste tragedie in Daisy se lewe nie. Het was nie die eerste man ook wat sy aan die dood afgestaan het nie, want amper dieselfde ding het met haar 'n hele paar jaar van tevore gebeur in Rhodesia. Daisy het by haar pa in Rhodesia gewoon as 'n baie jong kind en 'n tienermeisie geword daar en dan 'n jong vrou. Sy het dan 'n man met die naam van Brett Fuller ontmoet en volgens alle ooggetuies was hulle twee smoor verlief op mekaar. En dit was nie lank nie of Brett het haar gevra om te trou. Net nadat hulle die verloving aangekondig het Brett 'n baie ernstige siekte opgedoen. Party van die dokters het gedink is malaria en hy het in 'n langdurige, pynlike siekte toestand verval. Dit was in 1903. En op die dag wat Daisy en Brett sou trou, het hy afgesterwe met Daisy langs sy by die bed. Nou Brett het vir haar 110 pond nagelaat, wat in vandag se geld 440.000 rand sou wees. Daisy wou verskriklik graag 'n verpleegster wees en sy het begin met haar opleiding in die tyd wat sy in Rhodesia gewoon het. En toe Brett Fuller oorlede is, het sy verder gegaan met haar studies. Sy het in Durban studeer en toe op die ouderdom van 22 ontmoet sy William Alfie Cowley. William het wel gesê dat hy wil kinders hê en dat sy natuurlik by die huis sal moet bly. So op 22 het sy met William Alfie Cowley getrou in 1909, 6 jaar nadat sy die liefde van haar lewe aan 'n lang, pynlike dood afgestaan het. William Cowley was 'n loodgieter. So hy het regtig baie lang ure gewerk, maar hy het ook vir die munisipaliteit gewerk. Hulle het baie vinnig met hulle gesin begin en in totaal het Daisy 5 kinders in die lewe gebring. 4 van hierdie 5 is onverklaarbaar oorlede. Die eerste van hierdie 4 kinders was 'n tweeling en hulle is op 3 maande oorlede.
Die tweede was Rhodes Sissel en van die begin af was hy die oogappel van sy ma. Rhodes kon doen net wat hy wou, wanneer hy wou, en dit het hom eintlik in 'n klein stout seentjie laat verander. En latere getuies het ook gesê dat dit was 'n kind wat niemand van gehou het nie, net Daisy. Na Rhodes se geboorte het Daisy nog 'n seentjie gehad. Hulle het hom Lester Cowley genoem en Lester is op 4-jarige ouderdom skielik oorlede. Die doodsertifikaat het gesê dit is lewerversaking of 'n abses in die lewer en baie vreemd, 4 weke nadat Lester oorlede is sy 2-jarige boetie Eric ook skielik oorlede en daar was geen oorsaak op sy doodsertifikaat aangedui nie. Dit hang nou seker af met watter lense mens na Daisy se lewe kyk. Of jy dink dat hierdie arme vrou het net tragedie in haar lewe, of is hier iets werkliks onaards aan die gang, dat een vrou soveel mense, soveel van haar geliefdes aan die dood kan afstaan. Nou hierdie vraag is net beklemtoon. In 1923, 11 Januarie, William Cowley of Alfie, soos baie mense hom geken het, baie siek begin word het. Sy maag het hom gepla, hy het by die werk siek geword en hy het besluit om die oggend, ons ken dit as Engelse sout, natuurlik is die Engelse woord daarvoor Epsom salt, en hy het dit gedrink vir sy maag wat so seer is. Hy was werk toe en die werk het naderhand vir hom gesê, gaan huis toe. Almal het gesê hy was 'n harde werker, baie lief vir sy vrou en sy seun en hy wou aanvanklik nie huis toe gaan nie, maar hy het by die huis aangekom, in die bed geklim en vir sy vrou gesê hy voel ongelooflik siek. Selfs die mense wat hom sien loop het van die werk af huis toe, het hom gestop en gesê, wat is fout? Hulle kon sien iets is ernstig fout met hierdie man. En hulle het hom nou al oor 'n rukkie sien agteruit gaan, omdat hy oor Kersfees al begin sê het, hy voel nie lekker nie. Nou by die huis, hoe sieker hy geword het, het sy vrou Daisy die dokter gebel en die dokter het 'n bromet mengsel vir hom voorgeskryf. Nou dit was een of ander wonderkuur gesien as in daardie tyd. Vandag weet ons dat jy kry een of ander vergroeisels of wat ook al as jy te veel bromiet gebruik, maar die dokter het dit vir hom voorgeskryf en gesê baie water, laat hy rus, hy sal beter word. Na hierdie bromietmengsel, net nadat die dokter weg is, het Alfie eintlik net erger geword. Hy het so pyn gehad, hy het gesê ek is besig om dood te gaan. Nou, wanneer mens later terugkyk na die situasie, het Daisy al wat leef en beef na haar huis toe oorgenooi om te kon sien hoe siek is haar man en hoe is haar man nou besig om dood te gaan. Weereens, ek noem nie stap vir stap wat gebeur het nie, maar almal kon net sien hoe hierdie opgeleide verpleegster te fantasties mooi na haar man kyk terwyl hy in hierdie pyn en lyding is. Dit was dan ook een van die bure wat gesê, kry 'n ander dokter, want die eerste dokter het hom gereeld behandel. En dit is toe die ander dokter opgedaag het, dat Alfie weer 'n terugslag gekry het, dat daar skuim by sy mond uitgekom het, en sy gesig het heeltemal blou geword. Sy lyf het styptrekkings gekry, sy rug het krom geword, het lyk amper soos iets uit 'n spookstorie uit, maar hy het geskree van die pyn. En kort nadat die tweede dokter arriveer het, is hy doodverklaar. Nou hierdie tweede dokter het vir Daisy gevra wat het gebeur. En sy het hom vertel van die Engelse sout die oggend en sy het hom vertel van die bromet mengsel wat die vorige dokter voorgeskryf het. Nou hierdie dokter het vir haar gesê, gee vir my die botteltjie waar die Engelse sout in was. Ek dink ons moet dit saam met hom hospitaal toe stuur om te kyk of daar nie iets giftigs in hierdie botteltjie was, dat hy dalk iets verkeerd gedrink het nie. Daisy het vir die dokter die botteltjie gewys en dit was glo 'n groen botteltjie en die dokter het self gesê hy wil nie die doodsertifikaat uitmaak nie, want hy is onseker hoekom Alfie William Cowley oorlede is. So is hy weg by die huis. William Alfie se liggaam is na die nadoodse ondersoek toegevat
En alhoewel 2 mediese dokters vermoed het dat William Alfie Cowley strychnienvergiftiging gekry het hulle die doodsertifikaat uitgemaak dat hy kroniese nefritis, oftewel breinbloeding, aan dood is. Nou ook latere jare, die tweede dokter het gedink dat Daisy die botteltjie Engelse sout vir die laboratorium gegee het, maar daardie botteltjie Engelse sout was nooit weer gevind nie. Maar nietemin, Alfred Cowley is toe op 11 Januarie 1923 oorlede. 2 dokters wou nie sy doodsertifikaat uitmaak as natuurlike oorsake nie, maar Dr. Fergus het toe dit uitgemaak as die kroniese nefritis. Met Alfie se afsterwe het Daisy Cowley, sy was die enigste begunstigde van haar man se testament, 1795 pond geërf en soos wat ek in die inleiding gesê het, dit was gelykstaande aan 3,5 miljoen rand in vandag se waarde. Daisy was nou nie eintlik 'n vrou wat sonder 'n man kon lewe nie, soos dit vir my lyk. En 3 jaar na haar man se afsterwe, so in 1926, toe sy 36 jaar oud was, het sy getrou met 'n man met die naam van Robert Sprout. So sy word toe Daisy Sprout, en Robert was toevallig ook 'n loodgieter. En dit was nie 'n jaar nadat hulle getroud was nie, wat Robert dodelik siek geword het. Robert Sprout het sy eerste aanval van hierdie langdurige pynlike siekte het in Oktober begin. En hy het gedink hierdie is die einde, maar hy het baie vinnig toe weer herstel en hy het gedink, nee, dit is, in daardie dae was hulle nou nie so bewus van wat al die siektes was nie. Maar dis nie lang daarna nie, 'n paar weke nadat hy hierdie verskriklike siekte gehad het. Daisy besit nou al 2 huise op hierdie stadium, sy verhuur die een huis, en hulle het in Daisy se een huis gesit, en hy, Daisy en haar seun, Rhodes Cowley, het in die kombuis gesit en bier drink. En dit is nie lang daarna nie, wat Robert so siek begin word het, dat hy letterlik in die bed moes gaan lê het, en dit het net al hoe erger van daar geraak. Selfde simptome as wat Alfred Cowley gehad het, en hy het naderhand vir Daisy gesê, roep net my broer, dit klink my almal het baie naby aan mekaar gebly, en die broer het gekom, en al wat Robert eintlik vir die broer wou sê, is dat Daisy elke liewe aardse besitting van hom moet kry wanneer hy sterf. En dit is toe kort daarna, nadat hy hierdie boodskap op 6 November 1927 vir sy broer gegee het, dat hy oorlede is. Weereens was sy geliefde vroutjie langs sy, en die dokter, Dr. Melanick, het dan op die doodsertifikaat gesê dat Robert Sprout oorlede is aan breinbloeding. En daarom is geen nadoodse ondersoek gedoen nie. Maar nogal interessant, en ek weet nou nie of het was om geld te spaar nie, maar Daisy het vir Robert reg bo op haar eerste man, Alfie, laat begrawe. Baie interessant. Natuurlik geen verrassing nie, het Robert Sprout vir Daisy geld gelos. Sy het net so bietjie oor 4000 pond gekry, wat vandag 7,8 miljoen rand is, en dan 'n verdere 560 pond, wat vandag 1,1 miljoen rand sou wees, deur sy pensioenfonds gekry. En in Junie 1928 het sy en haar seun, Rhodes Cowley, op 'n wêreldreis gegaan, nadat sy die tweede keer 'n weduwee geword het. Hulle het familie in Engeland na gaan kuier, hulle het op 'n passasiersskip gegaan, en dit was net die tyd van hulle lewe gewees. Hulle het ook gevra aan die familie van Alfie Cowley, wat nog in Engeland gewoon het, of hulle 'n dag of 2 by hulle kan kom kuier, maar hierdie familie wou niks van haar weet nie. So hulle het vriendelik nee gesê. Nou, hulle het allerhande foto's geneem en hoe wonderlik en fantasties, en vir almal wat saam met hulle gereis het of hulle gesien het, het hulle gesê, hier is 'n baie vreemde verhouding tussen hierdie ma en hierdie groterige, ouerige seun. Dit was amper asof Daisy hom oorbeskerm het.
En dit was hoe Daisy gevoel het vir 'n baie lang tyd oor haar seun, dat hy niks kon verkeerd doen nie en dat hy amper in hakies die liefde van haar lewe was. Na 3 maande se wêreldreis het hulle teruggekeer na hulle huis toe, die huis waarin Daisy gewoon het, wat aan haar behoort het. Sy het, soos ek gesê, die ander huis uitverhuur, en het sy en Rhodes die bure vermaak met al hierdie stories van waar hulle oral in die wêreld was. Maar terselfdertyd het Daisy probeer om hierdie bekommerde, hartseer weduwee te wees, wat net probeer om te oorleef in hierdie wrede wêreld. En al die bure het dit geglo. Hulle het regtig gedink dat Daisy verskriklike teëspoed in die lewe gehad het, en by elke man en elke kindjie wat dood is, het sy alles probeer wat sy geleer het as verpleegster, om te doen dat hierdie mense nie moet sterf nie. Dit word gesê dat so in 1930 se tyd is hierdie miljoene rande wat sy uit William Alfie Cowley se boedel gekry het en uit Robert Sprout se boedel gekry het, uitgeput, klaar, sy het niks geld meer oorgehad nie. En ek dink, dit is toe sy begin besef het, o jene, ek kort nog 'n man. Sy het eers probeer krediet aan haar om haar werk terug te kry by die hospitaal. Sy het net voordat hulle op die wêreldreis gegaan het haar werk bedank, en die hospitaal het net gesê, nee dankie, ons het die werk vir iemand anders gegee, en die persoon kom baie goed oor die weg. En behalwe vir haar geldprobleme, het haar seun nou vir haar 'n doring in die vlees geword. Hy het skool verlaat, hy het nie skool klaargemaak nie, soos ek ook vroeër gesê het, en sy het vir hom by die een na die ander plek probeer werk kry. Dan werk hy, en dan beklei hy met die mense by die werk, of hy hou nie van wat hy moet doen nie, of dis te lang ure. Sy wou gehad het, hy moet soos sy pa loodgieter word. Hy het probeer om vir die opleiding te gaan, maar hy het dit gelos. So hy het geen rigting gehad in die lewe nie, en dit het vir Daisy begin irriteer. Maar dan het familielede gesê, dit was omdat Daisy hom niks verantwoordelikheid geleer het in sy hele lewe nie, en hy het geweet hy kan altyd terugkom na sy ma toe by die huis. Die bure in die straat het ook gesê, hulle kon gereeld hoor hoe Daisy en Rhodes op mekaar skree, en hulle sê dit was meeste van die tyd wanneer hy nie 'n werk gehou het nie. Daisy se oplossing hiervan was, kom ons gaan kuier bietjie vir die familie in Rhodesia, en in 1930 het hulle, na een van hulle vreeslike gevegte, by die familie gaan kuier in Rhodesia, waar Daisy nog broers en susters gehad het. Haar ouers was reeds oorlede, en die familie het vertel dat dit glad nie 'n aangename kuier was nie, omdat niemand in die familie van Rhodes gehou het nie. Hy was 'n groot mens amper, maar hy het hom soos 'n kleuter gedra. As hy nie sy sin gekry het nie, het hy hom vererg, en Daisy moes hom net heeltyd kalm hou en sus en gelukkig hou. Hierdie besorgdheid van Daisy, die sus kalm hou, het nie die mense laat wonder oor Daisy nie. Hulle het eintlik gesê, daai arme vrou, sy is so goeie ma, kyk hoe behandel hierdie kind haar. Sy het daarvan gehou dat mense dink sy is die slagoffer, en dat sy die lewe so sleg het. En sy het daai rol perfek gespeel. Toe Daisy en Rhodes terugkeer huis toe, nou, jou probleem is nie opgelos as jy van die vakansie af terugkom nie, want jy bly nog met dieselfde mens. Daisy het die goeie nuus gekry, dat haar seun werk gekry het in Swaziland, om Swaziland se regering se voertuie te diens. So hy sou dan in Bredasdorp gaan woon het, ver weg van haar af, en hy sou een keer 'n maand huis toe kom. En vir Daisy was hierdie 'n baie groot verligting. Rhodes was nie baie gelukkig hieroor nie, maar hy het dit gedoen, soos wat hy al die ander werke begin het. Ek dink Daisy het ligweg gehoop, sy sien hom nie gou weer nie. In die tyd wat Rhodes toe nou weg is na Bredasdorp toe, het Daisy 'n baie aantreklike man ontmoet, en sy naam was Sydney Clarence de Melker. Sy noemnaam was Slaapie, want hy het glo sulke dreamy eyes gehad, sy oogies het gelyk asof hulle nou in die slaap gaan raak, maar hy was nou wat hulle sou noem in Engels 'n catch. Daisy het baie vinnig haar flikkers gegooi vir hom, en dit was nie lank nie, of Slaapie was mal verlief op Daisy.
Dit was een ding wat ek geleer het toe ek hierdie saak nagevors het. Ek het nie geweet van Sid nie. Sy van is De Melker en dit is hoe Daisy De Melker bekend gestaan het. En hierdie stukkie het ek nie geweet nie, is dat hy in 1906 vir die Springbokke gespeel het, toe hy 22 jaar oud was, en hy was dan ook deel van die Springbokke span wat Engeland getoer het. So dis net 'n interessante brokkie tot die saak. Nou behalwe dat Sid hierdie rugbyspeler en aantreklike man was, raai wat was sy beroep? Hy was 'n loodgieter en 'n weewenaar, maar hy het ook 'n 20-jarige dogter gehad. Sy was 19 toe hulle getroud was. En haar naam is Eileen Nora gewees. Nou Daisy en Eileen het mekaar eerste leer ken. Hulle het in die straat vir mekaar gesê hallo en hulle het eintlik amper vriendinne begin raak. So hulle het met mekaar gesels en ek is nie seker of Eileen haar aan haar pa voorgestel het nie, maar Eileen het baie goed oor die weg gekom met Daisy. En terwyl hierdie liefde nou gebloei het tussen Daisy en Sid, was Rhodes besig in Bredasdorp om sy eie potjie te krap. Maar die oomblik toe Rhodes huis toe kom, en hy vind dat hier's 'n nuwe man, hier's 'n vrou wat net so oud is soos ek, vir kind, Eileen, was Rhodes nie gelukkig nie. En die bure het gesê dat Rhodes en Eileen mekaar nie kon verdra nie. En op hierdie stadium het Daisy begin kant vat teen Rhodes en sy het Eileen se part meeste van die tyd gevat. So daar het 'n bietjie van 'n skeiding tussen Daisy en Rhodes gekom toe Sid en sy dogter in die prentjie gekom het. En daardie skeiding is bevestig op 21 Januarie 1931 toe Daisy Louisa Sprout met Sydney Clarence De Melker getrou het. Daisy was 45 en Sid was 47. So dit was een van haar eerste mans wat nie baie ouer as sy was nie. So as ons nou haar verloofde, Alfie William, Robert en Sydney tel, is dit haar 4de man gewees. Daisy het dan met hierdie huwelik vir haar familie vertel dat dit die eerste keer in haar lewe is wat sy regtig waar gelukkig is. Sy is op 'n punt waar hy vir haar sorg, sy is lief vir Eileen. Sy het ook gesê, maar daar's een vreeslike vlieg in die saal vir haar, en dit is Rhodes. En dit is wat die familie nog alle jare raak gesien het, en gewonder het, wanneer gaan Daisy raak sien wat Rhodes alles doen. En dinge het tot op 'n uitbarsting gekom, toe Rhodes weer een naweek by die huis was, en hy en Eileen het aan die skree gegaan op mekaar, en hy klap toe vir Eileen. En dit was vir Daisy onaanvaarbaar. Nou raai Ripa, wie word toe nou dodelik siek net na hierdie klap wat hy vir Eileen gegee het? Dit was Rhodes. Hy begin maagpyn kry, hy word naar, hy kan nie loop nie, hy het pyne. Dit was net lyding, hy kon nie eers slaap nie. Maar hy het toe sy werk bedank en het by die huis gebly, en Daisy het weer die bekommerde ma begin speel. Sy het 'n dokter Eric Mackenzie laat kom, en soos baie jare van tevore met haar eerste verloofde, het hierdie dokter Eric Mackenzie gesê, weet jy wat, ek dink hy het malaria van in Bredasdorp werk, en hy het vir hom malaria behandeling gegee. Vir 3 weke lank het Daisy haar seun versorg, soos 'n liefdevolle, bekommerde ma. Sy het langs hom gesit, as hy sê, oei, het sy vir hom iets gedoen, en hy het toe weer gesond geword. So, almal het weer geprys, Daisy, jy is so fantastiese ma, jy is so wonderlike verpleegster, hierdie vrou moes net 'n toekenning kry. En toe hy gesond is, toe sê Daisy vir hom wel, maar jy kan nou gaan werk. En hy het baie vinnig weer 'n werk gekry. En ek dink, dis omdat hy so groot praterige persoon was. Hy was in Hilton College, so hy het 'n baie goeie opvoeding gekry, baie goed gekommunikeer, en hy het toe baie vinnig 'n werk gekry waar hy vir 'n droogskoonmaker klere aflewer.
Dit het nie lank gehou nie, want hy het gestry en as hy die klere aflewer, was die mense nie tevrede nie, want hy is sommer net onbeskof gewees en die droogskoonmaker het hom afgedank. Nou dit was vir Daisy net, sy kon net nie verstaan, hoekom kan hierdie kind van haar net nie regkom in die lewe nie. Vandat Rhodes met die malaria gediagnoseer was, het hy baie gewig begin verloor. En weer eens het die bure dit begin raak sien. Soveel so dat mense hom begin vra het, is jy gesond, hoe voel jy nou? En saam met die gewig verloor, het Rhodes verskriklik depressief geraak. En Daisy het hierdie storie amper begin melk. Sy het vir almal vertel dat hy nie eet nie, hy wil sy eie lewe neem, sy het sulke tipe goed vir die bure begin vertel, en natuurlik, ek dink daar was veel meer om te doen as om oor jou bure te praat nie, maar het almal begin praat oor hoe sleg het met Rhodes gaan, en hoe hy enige oomblik nou sy eie lewe gaan neem. En nou is ons waar ek in die begin vir julle gesê het, dat Rhodes sy kossies werk toe gevat het, wat mamma vir hom elke dag gepak het, koffie gedrink het uit die fles, sy kollega Robert het ook koffie gedrink, en net nadat hy van daai koffie gedrink het, het hy uiters sleg gevoel en is hy huis toe. Hy is helder oordag by die huis aangekom, sy slaapklere aangetrek en in die bed geklim. Eileen was daar en Daisy was daar en dit was vir hulle baie vreemd gewees. Die volgende oggend, toe Rhodes moes werk toe gaan, het hy sy ma na sy kamer toe geroep. Hy kon nie loop nie. En vir sy ma gesê, hy kan regtig nie werk toe gaan nie. Hy voel soos die dood self. Nou, Daisy het dadelik vir Dr. Eric McKenzie, wat hom met die malaria gediagnoseer het, gevra om te kom, maar hy kon nie kom nie en hy het sy broer, Dr. Donald McKenzie, gestuur om te gaan kyk wat is fout met Rhodes. Hierdie was 'n Vrydag en Dr. Donald McKenzie het deurgekom, hy het Rhodes ondersoek, hy het vir Daisy gevra, omdat sy mos nou verpleegster is, wat gaan aan, wat het hy geëet, gedrink, alles, en Daisy het vir hom vertel wat was die simptome, en hy het vir Rhodes met darmgriep gediagnoseer, en vir hom medikasie gegee, wat hy vir Daisy gegee het, en gesê het, maak seker, hy drink dit. Daisy het weer langs hom gesit, hulle het vertel dat hy so gesweet het, dat Daisy soknat handdoeke langs haar gehad het, soos wat sy hierdie kind heeltyd afgeveet van die sweet. Hy het gebraak, hy het diarree gehad en hy was so swak dat hy naderhand nie meer self kon opstaan of enige bewegings kon doen. Daisy moes naderhand hom optel sodat hy kon braak. Hulle sê sy het hom die hele dag lepel vir lepel sop gevoer. Op Saterdag het 'n buurman kom kyk hoe gaan dit met Rhodes, want klink my hulle kon alles hoor wat aangaan ook. En die buurman sê toe vir Daisy, weet jy wat gaan hierdie kind van jou gesond maak? Brandewyn. En Daisy het heel toevallig brandewyn in die huis gehad, sy bring vir die buurman die botteltjie en die buurman het vir Rhodes 'n lepeltjie van hierdie brandewyn in sy mond gesit. Maar Rhodes was so swak, hy kon nie eers self sluk nie. Nou, omdat Daisy nie tevrede was met Dr. Donald McKenzie se hulp nie, of wat haar rede ook al mag wees, het sy vir Dr. Fergus laat roep, wat by haar eerste man se doodsbed was, en vir hom gesê, asseblief kom help my, my seun is dodelik siek. Dr. Fergus was geskok toe hy hierdie kind sien. Ek meen, hy is 20 jaar oud, hy is nie veronderstel om siek te wees nie, hy het soos 'n net beendere voor hom gelê, hy was nie meer by sy bewussyn nie, hy kon nie meer eet, drink, enigiets vir homself doen nie, en Dr. Fergus het toe vir Rhodes chloroform gegee, om die pyn te verlig, en dit is waar Rhodes toe in 'n koma. Later die middag het Dr. Eric McKenzie toe nou daar ingekom, hy kon mos nie in die begin nie, en hy het toe vir Rhodes 'n inspuiting gegee. Hy kon sien Rhodes is in hierdie diepe, ongewone slaap, maar hy het tog vir Rhodes 'n inspuiting gegee. Daisy het later gesê dat sy weet nie wat die inspuiting was nie, hy het vir niemand gesê nie. Soos met al die ander mense wat Daisy aan die dood afgestaan het, het sy amper soos 'n toneelstuk mense genooi om te kom kyk na hierdie persoon op sy doodsbed, haar seun, wat sy
so lief voor was. Ek dink baie van die goed wat sy gedoen het sy gedoen vir haar seun, die kriminele goed. So, om sy bed was Daisy, Sid, Eileen en klomp bure. En terwyl die bure daardie middag om sy bed gestaan het, sy ma, sy stiefpa en sy stiefsussie, het hy sy laaste asem uitgeblaas. Hy was 20 jaar oud en dit was 'n paar maande voordat hy sy pa sy erfporsie sou kry. Daisy het Dr. Fergus laat kom, vir hom gesê asseblief, reik 'n doodsertifikaat uit. Dr. Fergus het geweier, want hy het gevoel dat 'n jong man wat absoluut niks bekeer het nie op hierdie wrede wyse sou doodgegaan het nie. So hy het gesê, hy is jammer, hy teken niks nie, en dit is dan ook hierso wat die Engelse soutbotteltjie en alles by hom opgekom het. Hy het daar gekonfronteer daaroor en sy het gesê, nee, hy het dit nooit vir hulle gegee nie, en Dr. Fergus het weggestap. Daisy het toe, omdat dit 'n onnatuurlike dood was, het die staat 'n nadoodondersoek gedoen en hulle het gesê dit was cerebrale malaria. En weer eens, ek weet nie of dit is om geld te spaar nie, maar is Rhodes bo op die tweede man begrawe. So ons het nou vir Elfie, William Crowley, ons het vir Robert Sprout en ons het dan vir Rhodes Crowley bo op die tweede man begrawe. Dit was minder as 'n maand later wat Daisy 'n cheque van die African Life Insurance Company ontvang het. Rhodes het 'n testament opgestel, hierdie kind wat nie werk kon hou of met mense oor die weg kom het die volle verstand gehad om 'n testament op te stel en hy het sy ma benoem as 'n begunstigde en sy het van hierdie lewensversekering maatskappy 100 pond gekry in die naam van Rhodes se lewe, wat vandag 200,000 sou wees. Maar Daisy het nog nie klaar geskep nie. Sy het na sy werksplek toe gegaan, ook net na sy dood. En sy het die 15 shillings wat hulle hom sou betaal het vir daai maandag tot woensdag se werk geëis. Dit sou vandag R1,500 gewees het. Terwyl Daisy so besig was om geld in te vorder van haar seun se dood, het iemand naby aan haar uit haar verlede uit begin agterdogtig raak oor hierdie mans wat op so vreemde wyse by Daisy sterf. En hy het vermoedes begin uitdeel met ander familielede en besluit dat hy polisie toe gaan met wat hy nou al bymekaar gemaak het. En hierdie persoon was William Sprout. Dit was haar man Robert Sprout se broer en die mees onlangste oorlede man, die een wat in die middel begrawe was. En hy het polisie toe gegaan en gesê, iets hierso is fout. En ek weet nie of hierdie die eerste keer in ons geskiedenis was nie, maar die polisie het toe, sonder dat Daisy daarvan weet, die graf gaan opgrawe waar William Cowley, Robert Sprout en Rhodes Cowley begrawe is. Hulle het die lyke uitgehaal en hulle weggestuur vir forensiese toetse. Al hierdie sonder dat Daisy daarvan weet. Die forensiese dokters wat met hierdie liggame gewerk het, was Dr. G.F. Britton en professor J.M. Watt. En hulle is spesifiek gevra om te kyk na tekens van vergiftiging, want dit was wat die polisie vermoed het. Rhodes was 42 dae lank in die kus in die grond, maar toe hulle hom weer opgrawe, was sy liggaam in perfekte kondisie, soos wat hy begrawe is. En dit is 'n algemene teken van dat die liggaam arseen ingehaat het. So sy hare, naels, rugmurg was almal betrek van arseen. Arseen is ook gevind in William Elfie Cowley en in Bob Sprout se hare, naels en rugmurg. En dan is daar ook strychnien in al drie hierdie mans se liggame gevind. Strychnien is 'n uiters giftige alkoholiet wat uit die sade van 'n boom verkry word, 'n spesifieke boom. Sodra dit die liggaam binnendring, val strychnien die senuweestelsel aan.
Die geringste aanraking, geluid of lig kan ongelooflike spierstuiptrekkings veroorsaak. En onthou, hulle gesê die tweede man se rug het sommer so gebuig op die bed. Nou dit is as gevolg van strychnien vergiftiging. Hulle sê dat enigiemand wat met strychnien vergiftig word, ervaar ondraaglike pyn, hulle spiere trek krampagtig saam, hulle rug kan agteroor buig, hulle kake klem op mekaar en die ergste vir my van hierdie, behalwe vir al die pyn, is dat hulle bly by hulle volle bewussyn terwyl hierdie pyne voortduur. Die gesig verkleur blou, wat ons ook gesien het, en die asemhalingsspiere verkramp. So, dit beteken jy is ten volle bewus van wat met jou gebeur en jy kan naderhand nie meer asemhaal nie. En sonder vinnige behandeling sal die slagoffer aan versmoring doodgaan. Dit is daarom maar regtig waar 'n verskriklike dood om te sterf. Nou dit het nou nie 'n breinchirurg gevat nie, maar wel 'n forensiese spesialis om te besef wie het hierdie mans vergiftig. En dan is Daisy de Melker eendag by haar huis wat sy met Sid en Eileen gedeel het, gearresteer. Die speurders wat haar kom arresteer het haar meegedeel dat sy aangekla word op die moord van haar eerste 2 mans en dan ook haar seun. En Eileen en Sid het gesê, hulle kon dit in elk geval nie glo nie en hulle het dit nie geglo nie, maar dat Daisy het na hierdie speurders gekyk asof sy glad nie gehoor het wat hulle sê nie. Sy was uiters geskok. Daisy is toe na die Fort gevangenis geneem in Johannesburg, dit was seker die naam daardie tyd, en die volgende dag sê hulle, was die koerante propvol hierdie vrou wat hierdie mans vermoor het. Nou onthou, in daardie tyd was daar nog nie 'n term van 'n reeksmoordenaar nie, dit was net, ek dink die vreemdheid daarvan was dat 'n vrou hierdie verskriklike goed kan doen, omdat eerstens was sy verpleegster, en tweedens word dit nie verwag van vrouens in die samelewing om so wreed te wees nie. Nou, na aanleiding van alles wat in die koerante was, hierdie persoon wat saam met Rhodes gewerk het, onthou van hierdie koffie wat hy gedrink het, en hoe verskriklik siek hy geword het, en hy het toe ook polisie toe gegaan. So dis nou nadat hy hierdie goed in die koerante gesien het. Hulle het toetse op hom gedoen, hulle het vir hom gevra, Robert, hoekom dink jy is jy vergiftig? En hy het vir hulle gesê dat Rhodes elke dag 'n blou koffievles werk toe gebring het, wat sy ma vir hom gemaak het, hy het altyd vir almal vertel sy ma maak dit, en dat hy van die koffie gedrink het. Toe hulle forensiese toetse op hom gedoen het, is daar ook gewys dat in sy hare, in sy naels, was daar tekens van arseen en strychnien by Robert gewees. Die speurders het nadat Robert die inligting vir hulle gegee het, na die huis toe gegaan van Daisy de Melker, en op Woensdag 20 Julie het hulle huis ondersoek. Hulle het 3 koffieflesse daar gekry. 2 van hierdie koffieflesse was aan die binnekant gebreek, daai glasgedeelte. En die 3de een was heeltemal reg, hy was nie gebreek nie. En daardie een was blou. En hulle het daardie blou fles gevat, en die 3 flesse is dan deur Dr. Britton ondersoek, en hy het die volgende bevind. Die blou fles het spore van arseen besit. Nou net daarna het nog 'n baie belangrike ooggetuie na vore getree. Hierdie ooggetuie was 'n apteker met die naam Abraham Spilkin. Sy apteek was in Terfontein. Nou, Daisy en Alfie, William, het in Terfontein gewoon, so Rhodes se pa. Dit is waar Rhodes groot geword het. En sy het later na die betere woongebied getrek, toe sy nou hierdie ryk vrou geword het, maar sy het gereeld na hierdie apteek toe gegaan. En hierdie apteker het gesê dat hy in 1932 arseen aan haar verkoop het. Nou in daardie tyd was dit, jy kon arseen vir rotte en wat ook al koop, maar jy moes 'n gifregister teken. En Abraham Spilkin het niks snaaks gedink dat Daisy gif kom koop het nie, want sy het
gereeld kom gif koop by hom. En hierdie spesifieke keer het hy vir haar gevra, wat 'n probleem het jy nou? En sy het gesê, nou onthou, hierdie is net voor haar seun baie siek geword het. Sy het gesê, ek het 'n rondloper kat, waarvan ek wil ontslaa raak. En dit is hoekom Daisy haar seun gekoop het. Die belangrikheid van die register, want alhoewel Abraham Spilkin het haar geken, hy het geweet dis Daisy, polisie het na die register gekyk en Daisy het nie haar huidige van De Melker gegee nie, sy het geteken as Daisy Sprout. En sy het nie die adres gegee waar sy saam met Sid De Melker bly nie, maar wel die vorige huisadres. En dit het die speurders laat dink dat Daisy doelbewus hulle wou mislei het, sodat sy, ek dink dit is 'n genius besluit van haar nie, maar sodat hulle nie kon sê dit is sy wat die gif gekoop het nie. Nou ja, die hofsaak het sommer vinnig begin op 17 Oktober 1932 en dit was 'n wêreldnuus, veral in Engeland, omdat Daisy se eerste man van Engeland afgekom het en sy het op 3 aanklagte tereggestaan: die moord op haar eerste man, Alfred Cowley, haar tweede man, Robert Sprout, en haar geliefde seun, Rhodes Cowley. Nou, ek weet nie hoekom die polisie nie ook haar ander 4 kinders dood ondersoek het nie, maar ek dink hulle het seker gedink, hierdie het ons net genoeg bewyse voor. En die hofbywoning was iets wat Suid-Afrika nog nie gesien het nie. Die hof was so vol dat hulle mense moes wegwys elke dag, en op die laaste dag, toe die uitspraak gegee is, het mense letterlik hulle sitplekke verkoop, sodat iemand dit kon bywoon. Nou, as jy kan onthou op die Margaret Reder saak, en jy kan dit gaan kyk, met die Margaret Reder saak kon die mense in daardie tyd nog kies, wil hulle deur 'n jury verhoor word of deur 'n regtersbank. Nou, Daisy se regsadviseur H.H. Morris en E.A. Hazels het vir haar gesê, kom ons gaan met 'n regter vir die ooglopende redes. En hulle het ook vir haar gesê, jy gaan nie getuig nie. Ek dink die Daisy sou so gelukkig gewees het, soos die mense wat gedink het, sy is so fantasties nie, want jy kan 1 keer iemand van die dood afstaan, 2 keer is vreemd, maar die 3de keer moet daar iets verskrikliks fout wees. So, die verhoor is toe hanteer deur regter Louis Greenberg en hy is bygestaan deur J.M. Graham en A.A. Stanford. Alhoewel Daisy natuurlik onskuldig gepleit het en probeer voorhou het dat sy hierdie omgee vrou en ma was, het die staat meer as 60 getuies gehad wat getuig het teen haar. En ek dink ook, dit is seker 'n geval van sou 'n mens terugkyk, want in die tyd wat haar mans doodgegaan het niemand haar bevraagteken nie. En nou skielik was daar soveel mense wat sê, o ja, nee, dit en dat en die ander. En soos ek sê, die getuies was die apteker, die blou fles wat vol van dit is, die werkkollega wat ook vergiftig was. Maar dan het die verdediging gesê, Rhodes het selfmoord gepleeg, want Daisy het mos nou die hele storie begin, dat Rhodes wil selfmoord pleeg. So dit was hulle teenvoer vir die dood op Rhodes. Maar hulle probeer om die bewyse wat die forensiese spesialiste voorgelê het, onklaar te maak. Dit was maar basies net van, dit is nie so dat die 2 mans aan vergiftiging oorlede is nie. Die hele hofsaak was 40 dae lank, en ek dink wat nog dalk bietjie drama aan die saak gegee het, is hulle het in die koerante gesê dat Daisy sou kort skree, ek's onskuldig, of julle jok, of sy sou die hele tyd uit haar beerd uitskree, en daai arme man, Slapies De Melker, het by haar gestaan, hy het gesê, my vrou sou nooit so iets doen nie, sy was so lief vir haar seun, en hy en Eileen het by haar gaan kuier, hulle het haar ondersteun, hulle het buite die hof met die koerante gepraat en gesê, julle ken haar nie soos ons haar ken nie. Mense uit haar kinderdae het getuig en gesê sy was die oulikste, soetste, slimste dogtertjie en het nog nooit verander nie. So, daar was 'n hele verdeelde, polariese verskil tussen wat mense van hierdie vrou gesê het en beweer het. Op 25 November 1932 het regter Greenberg beslis dat Daisy onskuldig was op die moord van haar eerste man, Alfred Cowley,
dat sy onskuldig was op die tweede moord van haar man Robert Sprout en dat sy skuldig was op die moord van haar seun Rhodes Cecil Cowley. Die hof het bevind dat Rhodes definitief vergiftig is met arseen en dan het hulle die bewyse in sy naels, hare, die flesie en die gifregister wat sy geteken het, al daai bewyse het getoon dat Rhodes definitief vergiftig is. Die feit dat op die twee mans se doodsertifikate ander goed beskryf is, het 'n bietjie van 'n twyfel veroorsaak. Dr. Fergus het dan genoem oor hierdie Engelse soutbotteltjie en dat hy definitief vermoed het daar is iets vreemds met twee van die sterftes. Regter Greenberg het vir haar gevra of sy enigiets te sê het voordat hy haar vonnis en haar woorde was: "Ek is nie skuldig aan die vergiftiging van my seun nie." Regter Greenberg het toe dan die enigste vonnis wat gepas was opgelê en dit was die doodstraf deur om haar te hang. Op 30 Desember 1932 is Daisy Louisa de Melker, wat 46 jaar oud was, na die hangpale gelei, 'n tou om haar nek gesit en sy is gehang. Sy het tot op die einde volgehou dat sy nie haar seun vermoor het nie. Hierdie vrou wat eens as 'n omgee ma, 'n fantastiese verpleer, 'n wonderlike vrou en 'n oulike soet dogtertjie beskryf was, is gehang vir die moord op haar seun. Daisy was slegs die tweede wit vrou in Suid-Afrika wat gehang is op daardie stadium. 'n Hartseer einde vir 'n lewe wat gevul was vol wreedhede, vol geheime en vol boosheid. Alhoewel Daisy de Melker net skuldig gevind is op een moord, die van haar seun, en nie op haar twee mans se moord nie, is sy bekend in Suid-Afrika as ons eerste vroue reeksmoordenaar. Wat dink jy? Het sy haar eerste verloofde en haar ander 4 kinders vermoor? En hoekom dink jy het sy dit gedoen? Ja, oor die geld, maar wat laat 'n mens in jou brein dink, hier is hoe ek geld gaan kry? Ek sal graag wil hoor, wat dink julle?